Goeienaand en welkom by Wat sê die Bybel? Ek het oorgeneem by Raymond. Amen. Jy sal dink Raymond sit hier alleen op 'n Woensdag aand en ons is in die Kaap van storms en ons weet ook, of as jy weet of nie weet jy, maar Dr. Raymond is uitstedig vir die volgende paar weke en ons is soos, wel, eintlik meer Raymond was soos, wat gaan ons doen op 'n Woensdag aand? Want mense wil Woensdae aande kyk, veral nou as dit reën, is almal soos, wat gaan ek doen op 'n Woensdag aand? En so toe kom ons op met die idee, hoekom bring ek nie 'n paar van die vrae wat ek weet baie van julle vra, die vrae wat ons mis, die groot vrae wat ons het oor die eindtye, kan ons bietjie sit en vandag gesels oor dit. So ons gaan, vandag is die 13de Mei en dan die volgende Woensdag en die 3 Woensdae in 'n ry gaan ons so 'n gesprek hê. So ek hoop julle gaan dit geniet. Ek weet julle sal dit geniet. Ek hoop ek sal goed genoeg vrae vra. Wat ek weet na vanaand se episode gaan mense meer vrae kom vra in die wat noem ons dit, die chats. Maar daar's geen vrae wat verantwoord gaan word vanaand nie, geantwoord. Want daar's net 'n vraatyd nie, want hier is nie regstreeks nie. So, maar ek wil net vir julle sê, dis lekker om hom hier by my te hê, nie agter die kamera nie, maar voor die kamera. Nou is ek hier so. So, dokter, hy is jy reg vir hierdie, wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel, hoeveel? 4 jaar terug begin, 5 jaar terug? Ek dink jy het al gesê. Nee, ons het begin in April 2020. So hierdie is nou 6 jaar. Letterlik, 6 jaar. So dit is, hoeveel, 6 maal omtrent 50 weke van die jaar. So 300 episodes van Wat sê die Bybel. En vandag het ons iemand anders hier wat vir jou kan vra. So, 'n change-up. Hier is die change-up na 300 episodes. Maar ek hoop julle sal dit geniet. So, ek het 'n vraag. Wat sê die Bybel te begin as 'n eindtyd gebeure, eindtyd of eskatologie, jy weet, jy praat daaroor, jy het dit al vir 40 jaar gestudeer. Natuurlik om vra mense baie van hulle persoonlike vrae, baie vrae wat ons in die Bybel lees. Ek weet ons het 'n oomblik in die woord wat ons ook nou deur die Bybel lees. En ek het nou eendag vir jou gesê, ek kan nie onthou hoeveel was die 700,000 downloads. 800,000 downloads al klaar. En mense wat vra kom vra daar uit. So julle moet terugkom in Junie, gaan Dr. Raymond weer kyk na 'n oomblik in die woord en daai spesifieke leesstuk se vrae beantwoord. Maar vandag het ek vir jou 'n groot vraag. En ek hoop julle is reg vir dit. Want ons kyk na wat om ons aangaan, ons kyk na die wêreld, ons kyk na die oorloë in Israel wat nou in Iran is, Amerika, ons kyk na Rusland en die Oekraïne, ons kyk na al hierdie gebeure in die wêreld, ons kyk na die kondisie van die kerk. Waar is ons, what is happening? En ek weet jy is of the opinion, soos wat ons sal sê in Engels, wat is dit? Jou opinie is dat hierdie is die laaste generasie voordat Jesus terugkom. So, verseker. Wel, as jy sê verseker, dan moet jy vir my sê, met 5 redes. Hoekom dink jy leef ons met 10 redes, maar jy kan vandag met 5 redes. Geef my 'n paar redes hoekom jy in die Bybel kyk en gaan, soos wat ek dit hier lees, moet hierdie, of kan hierdie die laaste generasie wees? Ek hou daarvan gewoonlik Wessel om te begin by Matteus 24 oor die vraag wat jy vra, wat die disippels gevra het, net op 'n ander manier. In vers 3, toe op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe. Nie die skare nie, privaat. Ja. Alleen. Kom sy disippels en hulle sê vir hom, Here, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees oor die eindtyd. En wat is die teken van u koms, dat dit nou naby is? En die volëinding van die wêreld. So sy disippels het dit vir hom gevra. So hulle het al 2000, 3000 jaar terug gevra. 2000 jaar gelede. So 2000 jaar gelede het hulle dieselfde vraag gehad wat jy vandag het. Ja. So dit is, jy weet, dit is so oud soos die mensdom. Yes. En nou wil ek sê, in Jesus se antwoord, wat nou aangrypend is, wanneer hy sy antwoorde gee in Matteus 24 en 25, want nou antwoord hy. Maar van die antwoorde sien ons eers in Lukas. Maar as ons bly net by Matteus se skrywe, dan vertel Jesus, daar gaan wees gerugte van oorlog en oorlog, presies wat jy nou gesê het. Julle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, die een nasie staan teen die ander op. Maar dit gebeur al vir 2000 jaar. Exactly. So nothing has changed. Exactly. Maar wat maak hierdie anderste? Net so. Nou, want nou sê ek, dis presies wat jy nou sê, wat nou al 2000 jaar kom. Yes. So wat is nou anders? Wanneer hy kom by vers 14.
En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Okay. So hier's 'n pointer. Die evangelie het uitgegaan na elke Nasie. nasie. So my vraag is, het dit gebeur 2000 jaar terug? Nee. Het dit gebeur 1000 jaar terug? Nee. Het dit gebeur 500 jaar terug? Nee. So wat ek wil sê is, so die vraag wat ons vir onsself kan afvra is, het ons hierdie periode in die kerkgeskiedenis bereik waar elke nasie die geleentheid gehad het om die evangelie te hoor? Ja. En as ons die woord nasie gebruik, dan sal die antwoord vandag wees ja. Ek sê nie elke stam nie. Yes. Ek vra elke nasie. Elke kontinent, elke Yes. Land. So hierdie kon begin, ons het nou begin bote kry, die Portugese en hulle het 'n bietjie uit begin seil. Right. Suidelike punt van Afrika, Indië, dit. En later tussen die pygmees en die Maar toe die reënwoud. radio uitgekom en nou is jy Right. soos met die radio kan die gospels, kan hierdie boodskap nog verder gaan. En toe kom TV. En toe kom die TV en nou sit almal en kyk in hulle huis en Ja. daar's TBN en daar's Ja, en nou sit die Lombard. smartphone, nou sit die selfoon. Wel nou het jy almal het dit in hulle sak. Daar's die En ding. nou maak jy dit oop en jy kan jou Bybel al lees. Presies. Jy kan Raymond Lombard Ministries al Presies. kyk. Jy kry die woord nou oral. Right. So wat hierdie teks betref, dit is een van die merktekens dat het ons daai tyd bereik waar die evangelie oor die ganse aarde verbrei. Die antwoord sal wees ja. Yes. As jy my in 'n hoek druk en jy sê vir my, maar sluit dit in elke stam wat in die wêreld is, dan sal ek moet stop en sê, daarvan is ons glad nie oortuig dat elke stam is daar bekeerlinge nie. Maar as ons praat van volke, nasies en tale, dit het ons bereik. Okay. Maar dan gaan Jesus verder en hy het nou 'n tweede merker. Soos die rede nommer 1 uit die 5. Jy kan sê die evangelie is oor die wêreld verbrei. Okay. Nommer 2. Wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is die profeet Daniël, en ek en jy weet by nou al, die gruwel van die verwoesting waar Daniël van gepraat het, dis in Daniël 9 vers 27 wat verwys na die persoon van die anti-kris. Wanneer julle hom sien staan in die heiligdom, waar's dit? In Jerusalem, in die heiligdom. Ja. Laat hy wat lees oplet. Dan moet julle wat in Judea is, waar's Judea? Dis in die woestyn in die suide van Israel. So, hy sê, dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos van die begin van die wêreld af, tot nou toe nie gewees het. So wat Jesus sê is, wanneer die anti-kris as persoon sy verskyning maak, dan weet julle, die uurglas loop nou leeg. Dis hier. Dit is nou hier. Maar, as jy praat van die anti-kris, En ons is nog nie daar nie. ons weet nie wie dit is nie. Exactly. Maar jy dink hy kan al in die wêreld wees, want as jy sê ek glo in hierdie generasie, dan is hierdie ou heel waarskynlik of vrou of is dit 'n ou? Wat sê die Bybel? Man of vrou? Ja, nee, dis 'n man. Hy praat van hy sal in die tempel van God gaan sit. Duidelik word hy beskryf as 'n man. So hierdie man wat die anti-kris sal wees, Right. is dalk al in die wêreld. Hy is verseker iewers in die wêreld. Is hy 'n politieke leier op hierdie oomblik? Is hy 'n geestelike leier? So, Is as hy jy gaan kyk na Daniël 7, is dit 'n klein horingkie wat uit 10 ander horingkies uitkom. Aan die ander woorde, hy's obskuur, niemand sien hom nou raak nie. Okay. Hy's op die agtergrond. Want hy kom soos van nêrens op die wêreldtoneel. Hy's nie 'n groot politieke wêreldleier. Maar Okay. kom ek gaan net terug na rondom die anti-kris. Hoekom ek dit sê as 'n teken, want hier's waar ons is. So jy kan vir my vra, maar hoe kan jy dit as 'n teken gebruik as die anti-kris nog nie verskyn het? Yes. So wat ek nou net wil sê is uit Jesus se mond uit voor die sigbare wederkoms kom. Hier sê hy en na daai tyd sal die teken van die seun van die mens verskyn en hy kom met die wolke van die hemel met krag en heerlikheid en hy stuur sy engele uit en dan die dag en die uur weet niemand nie. Hy praat van sy sigbare wederkoms. Ja. Soos die weerlig staan vir ooste tot die weste. Ek wil nou net iets sê. Hierdie verskyning van die anti-kris is die voorloper van die sigbare wederkoms, niks met die wegraping te doen. Ek wil net sê, want die konteks in Matteus 24 is, Jesus praat met die Jode. Oor sy terugkeer na hulle toe. Ja. So, vir hulle was daar nie iets soos 'n Wegraping. 'n wegraping nie. Glad Hulle praat van die sigbare Daar wederkoms was van nie eens 'n Jesus. kerk era nie. So, jy lees Matteus 24, dis belangrik, Baie.
Want jy lees Matteus 24 en die kerk bestaan nog nie. Nog glad nie. Jesus is nog nie dood op die kruis nie. Presies, Hy- en uit die doodheid Hy opgestaan. gaan nie terugkom vir sy bruid nie, want die bruid bestaan nog nie in Matteus 24 nie. So wanneer hy verduidelik, is dit doen met Israel. Ek dink nie baie enigsins mense verstaan dat hulle Matteus 24 Ja, lees nie. dit is crucial om dit te verstaan. Konteks en verband. Yes, konteks en verband. Dis baie belangrik. Want nou praat Jesus oor as jy die anti-kris sien, nou is almal soos okay, so gaan ons En die antwoord is nee. maar hy Ons praat het met niks die van Jode want die Exactly. kerk gaan Exactly. weg wees voordat die anti-kris En in die Presies. heiligheid sit. Nou hier kom dit nou baie interessant op jou vraag hoe ver ons in die eindtyd is. Want hy sê wanneer jy hom sien staan in die heiligdom, Yes. daar is nie heiligdom nie. Is dit die tempel, die heiligdom? Presies. En die tempel bestaan nog nie. Presies. So dit natuurlik is nou baie kommerwekkend. Want daar is nou nie 'n tempel nie, so hoe kan die Here dan se koms voor die deur wees? Ja. So maar wat ek nou wil sê is, daar's eintlik 'n voorloper tot want hierdie impliseer wissel, dink nou mooi saam met my. As Jesus praat van in die heiligdom en in Judea, en hy praat met Israel. Maar Israel is uit sy land uit in 70 na Christus. Die goed kan nie gebeur nie. Ja. Maar in 1948, na amper 2000 jaar, het Israel teruggegaan na hulle land toe. Yes. Dis 78 jaar terug. So vir 'n 1950 jaar of so kon ons sê dit kon nie gebeur nie want Dit kan die nie Jode gebeur. was nie in Israel nie. Hulle is nou in Israel, hulle is nou nog steeds nie 'n tempel nie. Ja. Maar nou so wat ek wil sê is as dit kom oor eindtyd tekens, die feit dat Israel in die laaste dae na hulle land terugkeer, is vir my die tweede teken bo hierdie ene wat die anti-kris wat ek eintlik maar as 'n derde teken wil sien. Want die Bybel, die profeet sê, en dis met Jesaja 11, en in die dag sal die Here weer vir 'n tweede keer sy hand uitstrek. Vir 'n tweede keer. Van die eerste keer het die Jode teruggekom in 400 na Christus terug na Israel toe. Okay. Nadat hulle 70 jaar in ballingskap was. Yes. Daniël, Jesaja, Jeremia het almal geprofeteer hulle gaan Esegiel in ballingskap wees. Okay. Toe het hulle mos die eerste keer teruggekom na hulle land toe. Maar hier staan, die Here gaan hulle 'n tweede keer terugbring. En die tweede keer was 1948. Okay. Want hy sê en julle uit al die lande hy sal sy banier ophef en die seuns van Israel wat verdryf is versamel en die dogters van Juda en hy uit die vier hoeke van die aarde bring hy hulle terug na sy land toe. En hier lees ek in Hosea hoofstuk 3 en die kinders van Israel sal 'n lang tyd sonder 'n koning sit. Daarna sal die Here hulle bekeer tot hulle God waar hulle sal terugkeer in die laaste dae na hulle land. Okay. En dit het nou gebeur. Nou sê die profeet Amos, ek gaan die lot van Israel verander en ek sal hulle terugbring in hulle eie land, die land wat die Here hulle gegee het. So wil ek sê, so wanneer is hierdie profesie vervul dat Israel moet in die laaste dae, want hy sê in die laaste dae bring ek julle terug na julle land toe. Dit het in 1948 gebeur. So dit bring ons in 'n tydlyn. So as jy nou vir my sê, maar hoe weet ek ons beweeg nou na die geslag in? Ja. Wel ons is die geslag wat Israel teruggekeer het na hulle land toe. Yes. Dis onweerregbaar in die Bybel. En al hierdie profesieë sê dit is die laaste dae wanneer hulle terugkeer. Hy sê in die laaste dae bring ek hulle terug in hulle land. Ja. Okay. Ek bedoel dit is 'n rooi lig. Ja. Dis 'n baie duidelike aanduiding. Ons het nou met iets te doen. Maar hier is die aangrypende ding. Jesus sê hulle gaan 'n heiligdom bou, 'n tempel. Want Openbaring hoofstuk 10 en 11 sê dat hulle gaan 'n tempel bou en die anti-kris sê Paulus in 2 gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is. Mhm. En vandag, jy gaan oor 'n paar maande saam met my Israel toe. Dan gaan wys ek vir jou by die westelike muur die trompette en van die meublement wat hulle in die nuwe tempel gaan gebruik wat hulle klaar gemaak het. Hulle het klaar die voorbereidings gemaak. Hulle het selfs oor die 300 priesters klaar voorberei vir die tempeldiens in Israel. Hulle sê ons gaan 'n tempel bou. So vir die anti-kris om in die tempel te sit. Dit is in die helfte van die 7 jaar. So sê nou maar die wegraping gebeur nou. Yes. Dan is daar 3,5 jaar om 'n tempel te bou. Net so. Kan hulle dit in 3,5 jaar O ja, hulle sê hulle kan dit in 'n paar maande doen. Okay. Omdat hulle alles gereed het.
Okay. So as ons kyk na ek wil sê die derde tempel, is dit die derde tempel? Dit sal net so. Die Bybelse derde tempel, kan dit gebou word, want daar is 3,5 jaar voordat die anti-kris in die heiligheid moet gaan sit. So hier's ons nou. 100 jaar terug was Israel nie in hulle land nie. Ja, 100 jaar gelede kon die tempel nie gebou word nie, want daar was geen voorbereidsels nie. 100 jaar terug het hulle nie eens Hebreëus gepraat in Israel nie. so. Daar was letterlik was daar net 'n paar 100,000 mense wat gebly het in die land van Israel. Vandag is hulle 7 miljoen, And growing. nog steeds elke dag. Ja, So jy het 7 miljoen Jode vandag in Israel wat sê dit is ons land. Ons met die voorbereidsels getref vir ons tempel. Nou, hoekom ek sê ons kan dit onweerlegbaar bewys, want daar kom 'n heiligdom en 'n tempel. In 2 Tessalonisense 2 sê Paulus, en hy sal in die tempel van God gaan sit, die anti-kris, en voorgee dat hy God is. So daar moet 'n tempel kom vir die anti-kris om in die tempel te gaan sit. Hy sê en hy's die teestander wat sal gaan sit in die tempel van God en voorgee dat hy God is. So hier is die teken. Kan hulle 'n tempel bou? Ja. Het hulle al die tempel gebou? Nee. ja. Jy vra vir my, hoe naby is ons in die eindtyd? Ek het vir jou nog 'n baie belangrike teken. Die Bybel sê, en almal sal die anti-kris sien in Openbaring 13 wanneer hy verskyn. Ja, hoe kan almal hom sien as hy in Jerusalem sit? Op jou selfoon. Daar's vandag 5.5 biljoen smartphones in die wêreld. Ja, Die populasie van die aarde is 8.3 biljoen. Dit beteken 2/3 van alle mense wat leef vandag op aarde het 'n smartphone, wat beteken hulle kan foto's sien. ja. So as die anti-kris vandag sy verskyning maak en die mense stuur die goed, sal die hele wêreld binne 'n paar uur, sal die hele wêreld weet hier is hy. Wel binne 'n paar minute. Ons sien deesdae goeters gebeur aan die ander kant van die wêreld en ons is onmiddellik soos, het jy gehoor? Hier het hier gebeur, hier het daar gebeur. So Ja, maar jy mag binne dalk in jou minute. kantoor wees, as jy Ja, môre okay. net op die huis kom, dan gaan jy die nuus sien. Ook televisienetwerke. ja, Want onthou, Openbaring 13 sê, en hier's nog 'n baie belangrike teken, want jy my gevra het of ek vir jou kan 5 tekens gee, hier's nog 'n baie belangrike teken. Niemand kan koop of verkoop behalwe hy wat die merk op sy voor of sy regterhand het. Dis die kontantlose geldstelsel. ja. Nou wil ek iets vra. Leef jy vandag met kontant in jou sak of sonder kontant? Nee, ek is definitief kontantloos. Nie dat jy nie geld het nie, right? ja. Maar jy loop nie met kontant. Wat ook al op my selfoon is. Ja, jy het nie meer kontant. Jy loop nie met so ons is in 'n kontantlose stelsel as jy wil, jy weet. 50 jaar terug was dit nie waar nie. Ja, ons kan nou oor beweeg en gaan. Okay, niemand. Ons het nou daag oor gepraat. Banke hier in die Kaap begin almal hulle tellers toemaak en Net die so. banke maak toe want Net almal so. soos ons is digitaal. Right. Jy kan digitaal alles doen, betalings doen, jy kan inbel om vinnig te hoor oor iets, jy kan op jou apps gaan jy besoek nie meer 'n bank nie, so So hierdie foon hou ek in my hand en ek kan al die banktransaksies doen. ja, Right? Al wat ons nou moet doen, ek en jy, ons nog net een ding doen. yes. Jy hoef dit nie meer met jou rekenaar te doen nie, betalings nie. Jy hoef dit nie meer met jou foon te doen nie. Kom ons vat daai chip en ons sit hom net hierso, Ja, net daar. easy. Klein reiskorreltjie Ja. met al jou data. En al wat jy doen is jy skandeer dit maar net by die winkelsentrum, Ja. by die betaalpunt. Maar dis al amper soos jou Apple Watch. Ek bedoel mense nou net al 'n Okay, watch so en hulle mense- tap net die alright, watch so. en hulle So ons is nou klaar van daar tot hier, want ek sien van my predikers in my gemeente, as hulle iets moet gaan betaal, dan maak hulle so. ja. So ons het hom net die chip van hier af kry tot daar. So sê die Bybel explicitly dat daar is 'n chip of hoekom sê jy dat dit onder die vel gaan Okay, wees? want hierso staan en hy maak dat aan almal klein en groot 'n merk, Mhm. dit's 'n merkteken op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word sodat niemand kan koop of verkoop behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So as ek wil 'n transaksie doen, daai merk Ja. beteken ek het die 666, hy sê en die getal is 666. So ek moet die merk die 666 ontvang. Ja. Dan het ek nie meer nodig rekenaar, ek het nie meer 'n kredietkaart nodig,
Ek het nie my selfoon nodig, ek het nie 'n Apple Watch nodig nie, want al wat hulle hoef te doen is hulle kan net die implant net hierso doen en ek het die merk dat ek behoort aan die anti-kris en ek kan al my betalings doen. Okay, hier's 'n belangrike vraag want mense sal nou sê maar sê okay, ons is in die groot verdrukking, dis waarvan ons praat. Nou as jy Christen was vandag of is in die kerkera, beteken dit jy's nie hier gedurende die groot verdrukking nie. Presies. As jy dit gemis het, luister na hierdie boodskap, jy sien 'n paar opsies, jy weet. Jy gaan nou deur die 3,5 jaar, hulle bou hierdie tempel, die anti-kris gaan sit in die tempel. Nou skielik sê hy, hoor jy, as jy wil koop en verkoop met hierdie merk kry. Yes. Wat is belangrik vir want mense kan nog steeds gered raak in daai tyd. Jy kan Nou, daar is mense wat gaan gered ja, word. ek was verkeerd en ek sien Jesus was die Messiah. Om hierdie merk te kry, hoekom is dit so ek wil sê die feit dat jy moet hierdie merk kry, ek sal gaan om te koop en verkoop kry die merk, maar is daar enigstens iets anders wat die anti-kris vir jou gaan sê om die merk te, wat moet jy doen om die 666 te kry of? Ja, so dit gaan oor lojaliteit. Yes. Wie volg jy? Volg jy anti-kris of volg jy Christus? En as jy Christus volg, Kan jy nie die 666 ontvang nie, want die Bybel sê in Openbaring 14. Openbaring 14. Die derde engel vlieg in die lug en hy sê met 'n stem, roep hy na die mense op aarde in die middel van die groot verdrukking. As iemand die dier en sy beeld aanbid, want jy sien, nou moet ek die anti-kris aanbid. yes. En jy vra hoekom? Hy wil jy moet hom aanbid, nie Christus nie. En 'n merk op die voorhoof of op die hand ontvang. Daar kom die 666. Sal hy drink van die wyn van die grimmigheid van God in die beker van sy toorn en hy sal gepynig word en die rook van sy pyniging styg op. Elkeen wat die dier in sy beeld aanbid en elkeen wat die merk in sy naam ontvang. So wat is die Afrikaanse woord vir denouncing your faith? Te verloon. Jy Jy moet Christus verloon. jy gaan Jesus moet verloon en sê Dis soos ek Petrus wil ander lewe. wat gesê het ek ken hom nie. Yes. Jy verloon vir Jesus om te gaan hoorie maar Sodat ek die anti-kris se 666 kan ontvang. sodat ek kan eet en Sodat ek kan as jy leef met my familie het familie. en almal dan gaan jy gaan hoorie maar dit klink vir my goed want ek wil net na my familie kyk. Dit is maar beter om die prys te betaal en te sterwe, want Openbaring 20 vers 4 sal sê, en ek het trone gesien, hulle wat daarop sit, aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, hulle is doodgemaak, die mense, oor die getuienis van Jesus, in die dae van die verdrukking, en oor die woord van God in die dae van die verdrukking, want hulle het die dier in sy beeld nie aanbid nie, en die merk op hulle voor op hulle hand nie ontvang nie. En nou regeer hulle vir 1000 jaar lank. Sterf eerder, betaal die prys, en jy weet jy gaan as 'n koning kom regeer vir 1000 jaar saam met Christus, omdat jy bereid is om jou lewe vir hom neer te lê. Okay, so daar's 'n tweede kans, maar jy gaan jou lewe verloor. Jy gaan jou lewe Jy gaan verloor. betaal met jou lewe. En met trane, want hier in Openbaring 7 vra hulle, al hierdie baie mense wat tot bekering kom, hy sê, ek sien 'n menigte van mense, siele wat gered is, uit al die nasies, tale en volke van die aarde. Hulle staan voor die troon die lam met palmtakke en hulle sing heil aan die Here, saligheid aan God. En hy kyk so, hy sê, wie is hierdie mense met hierdie wit klere? Waar kom hulle vandaan? En hy sê, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom. Yes. En hulle klere gewas het en wit gemaak het deur die bloed van die lam en hulle dien hom dag en nag. So hier is die wonderlike ding, Wessel, die eindtyd is op ons. En hoe ek dit weet dat die eindtyd op ons is klaar by die kontantlose stelsel. Yes. Ons is klaar met Israel wat in hulle land gevestig is. Ons is klaar met die tempel se voorbereidsels wat gereed is. Israel sê selfs dat hulle klaar die rooi koei, die red heifer, het hulle reeds gereed vir die inwyding van die tempel. Dit is iets vir 'n ander dag. Maar hier is die baie belangrike ding, en die evangelie is oor die lengte en breedte van die aarde verkondig. En die televisienetwerk is gereed om die anti-kris in die wêreld bekend te stel. Ja. En op die oomblik wat in Europa gebeur en in die Midde-Ooste met Iran en Irak en met Israel en Benjamin Netanyahu in Noord-Afrika en met Macron in Frankryk wat al hierdie geleide maak wat op die oomblik maak en Duitsland en al die mense wat betrokke is, Spanje en Engeland, yster en klei mengie, so het hierdie woelinge in die Midde-Ooste,
in hierdie koninkryke waarvan die Bybel praat in die laaste dae, waar die anti-kris sal kom met 'n oplossing, want daar is op 'n oomblik 'n oplossing. Donald Trump het nie 'n oplossing vir Iran nie. Nee. Niemand het 'n oplossing vir Iran nie. Niemand het 'n oplossing vir die stryd of Hormuz wat oomblik daar aangaan nie. China wil betrokke raak, Rusland is in die agtergrond betrokke. So jy het al hierdie goeders wat agter die skerms gebeur. Ek en jy leef in baie interessante tye. So om jou vraag dan wat jy vandag my vra, kan ons bewys dat ons in die eindtyd leef? Wil ek jou antwoord deur te sê, met al hierdie en nog vele meer wat ek op die tafel kan sit, wil ek sê, en dan praat die Bybel van Babel wat gevestig word op sy plek in die laaste dae. As jy vandag gaan kyk na Abu Dhabi en Doha, en jy kyk na Bahrein, en jy kyk na al daai stede in die Midde-Ooste, alles wat gebou is deur olieryke geld, in Saudi-Arabië, in Qatar, in UAE, in al hierdie plekke, goddeloosheid kook. Dis 'n kookpot, want die Bybel sê goddeloosheid sal in die laaste dae 'n kookpot wees in die einde. Dis nogal interessant. Ek weet nie of ek al ooit met jou daai teks gedeel het in Sagaria. Want in Sagaria 5, toe vra hy, waar is die goddeloosheid in die laaste dae? Hy vra daar in Sagaria 5, hy sê, wie is hierdie vrou met die Eva wat daar sit en met hierdie godde, wat hier aangaan? Toe sê hy, dit is die goddeloosheid. En hy sit daar binne in 'n Eva met 'n looddeksel op. En hy sê, nou waar vat julle haar heen? Toe sê hy hierso, om haar 'n plek te bou in die land Sinaï, dis in Babylon. En as hy klaar word, sy op 'n plek gesit in Babel. En dit sluit aan by Irak, by Iran, en wat op die oomblik in die Midde-Ooste aangaan. So wat ek het wil sê is, goddeloosheid is klaar gevestig in die Midde-Ooste. Die kontantstelsel is gereed. Israel is reg om sy tempel te bou as hulle die groen lig kry. Israel is klaar in sy land. Nou die goed was nie in plek die afgelope 50, 70, 100, 200 jaar nie. Vandag, maar dis nou reg. Dis alles daar. Okay. So vir Jesus om terug te kom, alles is in plek. Daar's niks wat stop vir Jesus op die oomblik? Romeine 11 vers 25. Wat sê? Romeine 11 vers 25 en 26. 25 sê, broeders, dis nou die kerk, Paulus vir die kerk. Ek wil nie dat julle hierdie geheim verborgenheid nie moet weet nie. Dat jy jou nie slim hou nie. Dat die verharding, God is verhard, ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word. So voor Jesus kan kom om Israel te red, ook uit die mag van die anti-kris, voor hy dit kan doen, moet die volheid van die heidene eers inkom. Dit beteken, die kerk van Jesus moet tot sy volgetal kom. So, die evangelie wat oor die hele wêreld verbrei word, elke dag word mense gered. Kom mense in die koninkryk in. En God berei 'n bruid vir sy seun. Wat ek en jy nie weet nie. Wat is die getal van die bruid? Dit weet ons nie. En hoeveel van die getalle is klaar in? Dit weet ons nie. So om jou vraag te antwoord, net God het daai antwoord. Die oomblik as daai getal vol is, dan is die wêreldtoneel in elk geval gereed vir al hierdie ander profesieë om uit te speel vir die eindtyd. Interesting. So die bruid, die kerk van God het 'n sekere hoeveelheid mense wat God beplan het vir sy seun. En die nommer was, ek maak dit op 10 miljoen en ons moet by 10 miljoen uitkom. 10 biljoen. Ja, maar ek probeer net sê, soos, en dalk is ons 2 weg of dalk is ons 1 miljoen weg, maar die kerk doen sy werk om die evangelie te verkondig. So toe hulle vir Jesus vra, presies wat jy sê in Handelinge 1, gaan u nou die koninkryk vir Israel oprig? Aan die ander woorde, gaan u nou kom in die koninkryk? Toe sê hy, dit gaan julle nie aan nie, maar wees my getuies in Jerusalem, Judea, Samaria, gaan preek evangelie. Los dit vir Vader God. So ek het 'n vermoede dat Jesus gaan terugkom op 'n Sondagoggend. Jy weet wanneer ons noem dit altar calls, wat noem dit in Afrikaans? Jy weet, jy sê, hoor as jy nie vir Jesus ken vandag, kom ons steek ons hande op. En ek seker elke Sondag so
paar duisend mense wat gered raak. So Right. net gaan Maar hier's my the probleem. tipping point. Ek verstaan dit, maar ek het 'n probleem met jou aanname. Okay. My probleem met jou aanname is Sondag in Samoa in Australië is op 'n ander dag as hier by ons. Ja, maar hy gaan kom So by ons is dit Saterdag want dit by hulle Sondag is. Wel erns moet Jesus ook 'n dief van die nag wees, jy weet so. Hy kom soos 'n dief in die So nag. erns moet dit aand wees en ek erns weet moet dit so. oggend wees. So ja, en ek hoor jou. Ja, Dalk dit moet jy sal- kyk waar is die meeste kerke op die Of die aarde en maak seker dat jy daai tyd in die kerk is, want dalk is dit die oomblik. ja, net al die volle getal van die heidene het ingekom. Okay, baie interessant. So daar's 5, was dit 5 ek het Ja, opgetel. ja. 5 redes hoekom Jesus vandag kan terugkom. Hy kan. So ek bedoel ons baie keer sê ons jy goed nou in 'n ligte lyn en ons lag en ons praat oor hierdie dinge en ons doen dit in 'n goeie gees. Maar die realiteit is, dis die realiteit. Die Ja. realiteit is wat Christus gesê het 2000 jaar terug is vandag alles geldig Ja, rondom sy koms na hierdie wêreld. so. So wat ek wil sê is enige iemand wat die moeite gedoen het om die Bybel noukeurig te bestudeer in eindtyd Bybelprofeseë sal sien dat die profetiese horlosie se wysers staan by die dag is hier. Dit kan letterlik vandag wees, môre wees, oor 'n week wees, oor 'n maand of oor 'n jaar of oor 5 jaar, maar die moontlikheid dat hy kan kom is werklik hier. Dit is so. En as jy reg vir Jesus om terug te kom. Absoluut. En die enigste ding wat jy moet doen is Glo dat hy werklik die seun van God is, vir jou sondes aan die kruis gesterf het en dat jy hom aangeneem het as jou eie persoonlike saligmaker en verlosser en jy hom bely as die gekruisigde opgestane Here van jou lewe. Want Johannes 1 vers 11 sê, aan almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. In Romeine 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo, kan jy gered word. Enige een kan dit doen en met berou kom, met hulle sondes kom, Jesus sal hulle ontvang. amen. En op daardie noot eindig ons hierdie wat sê die Bybel. Geen ander vrae vanaand wat mense kan vra nie, want ons kan dit nie lees nie. Alright. Maar ons kom volgende week terug So, en ek het nog 'n paar vrae. let's do it. Baie dankie en dankie vir die lekker saamkuier. Dankie vir julle. Dankie dat julle ingeskakel. Ek hoop julle geniet hierdie ander tipe, jy weet, oor 'n paar weke gee ek vir Raymond Dialoog. terug vir julle. Dan sê weer agter die kameras uit die voor. Yes, so ons sien julle volgende Woensdag, Net 7 uur. so. Shalom, tot 'n volgende keer.